Vader, dankie dat U die God is wat woon onder die lofsange van die volk. Dankie waar ons die naam van Jesus, ons Verlosser en Here, op ons lippe neem, kry ons toegang tot U teenwoordigheid. Vader, ons vra dat U deur die Heilige Gees sal werk vanoggend, dat U ons sal help om U woord te verstaan, dat U tot ons harte sal praat. Ook Vader, kom ons vanoggend na ons Here toe. Die wêreld stel eise. Dankie Here Jesus, waar ons dalk uitgeput voel, dalk oorlaai voel. Kom ons net vanoggend na U toe. En ons neem U juk op ons en ons neem U las op ons. Want U juk is sag en U las is lig. Ons gee elke las vir U. Ons laai dit by U af. Ook as ons gefaal het in die week. Dankie dat U woord ons leer in 1 Johannes 1 vers 9, dat as ons ons sondes bely, dan is U getrou en regverdig. Dan sal U ons vergewe en reinig van alle ongeregtigheid. Dankie vir genade. Dankie dat ons in die dispensasie van genade leef. Tot U weer kom, Here Jesus. Dankie daarvoor. Amen. Dankie Gerard en die musiekbediening. Baie kosbaar vanoggend. So julle sien op die skerm, daar is die kampanje of die kursus of veldtog wat ons gaan loods. En die naam daarvan is 'n 24/7 volgeling van Jesus. En die betekenis daarvan is eenvoudig. En dit is dat ons nooit afvat daarvan om Jesus te volg. As ons vir die Here kies en ons volg hom, dan is dit vir ons hele lewe 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week van ons ganse lewe. Nou net onder dit staan die leefstyl van die hedendaagse disipel van die Here. Soos ons 'n 24/7 volgeling van Jesus is, dan is om hom te volg, om 'n disipel van hom te wees, 'n leefstyl wat ons leef. En vanoggend kom ons by die ruimte waarin ons Jesus kan volg. En dit is genade, en die tema is genade, die ruimte waarin ons leef en groei. En ek wil vanoggend 'n stelling maak, en die stelling is dat as mens nog nie genade snap nie, dan kan jy nie 'n volgeling van Jesus wees nie. Vir 'n gelowige om werklike volgeling van Jesus te wees, moet daai persoon die genade snap. Of ons kan dit miskien nooit ten volle verstaan nie. Maar ons kan dit, ekskuus, Jason, moet ek die verhoogligte aansit. Ek sien ons het ligte geen so 'n bietjie probleme. Waar is hy? As ons nie genade snap nie, dan gaan ons 'n baie slegte Christen lewe hê. Dan gaan ons 'n kinders van God wees wat heeltyd ongelukkig is.
kinders van God wees wat die hele tyd tekort kom. Maar as ons genade snap, dan beweeg ons in 'n ruimte in waarin ons kan groei en kan lewe en die Here kan dien. Nou kom ons begin by Johannes 1 vers 17 en ons lees hier, ek lees uit die nuwe vertaling, God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. So God het die wet deur Moses gegee, maar die genade en die waarheid in die persoon van Jesus het deur Jesus gekom. Nou, wat is die wet? Die wet is 'n klomp reëls wat ek moet nakom. En as ek dit volmaak nakom, dan kan ek vir God aanvaarbaar wees. Maar as ek selfs in die kleinste aspek van die wet kort kom, dan kom ek aan die hele wet kort. Genade daarenteen is wanneer ek dit kry wat ek nie verdien nie. Wanneer iets myne word, maar iemand anders, naamlik Jesus, het dit gedoen, ek kry dit sonder dat ek dit verdien het. Genade is 'n verhouding met God, dis 'n ruimte waarin ons kan leef. Nou die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Die waarheid is Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kan na die Vader of na God toe kom, behalwe deur hom nie. So ons sit in die Ou Testament met die wet, skiet heeltyd tekort. Genade, dit wat volmaak en verniet van God af verkry word. Nou vir ons om dit te verstaan, het ek 2 prentjies wat ek wil gebruik. Nou, as jy mooi kyk, daai prentjie wat nou op die bord is, dan is daar 'n seun, hy staan by die hek van die plaas, en daar's 'n plaashuis en op die stoep staan sy pa. Nou, hierdie seun is nie gelukkig nie, want hy weet, vir hom om van daar waar hy staan na sy pa toe om self te werk, moet hy alles volmaak doen. Hy moet daai lande bewerk. En dit is te veel vir hom. En is onmoontlik vir hom om nie 'n fout langs die pad te maak nie. Om 'n bossie wat hy moes uittrek nie raak te sien nie. Om die insekte wat daar is nie te kan vang nie. En elke dag probeer hy, maar hy skiet heeltyd tekort. Dit is 'n beeld vir wat dit is om te probeer 'n Christen wees, as jy nog onder die wet is. Ek probeer vir God tevrede stel, maar elke keer as ek 'n fout maak, dan word ek daaraan herinner, ek skiet tekort. Ek probeer om alles te doen wat in die woord van God staan, maar kry dit nie reg nie. En nou sê die woord self, as ek aan een ding van die wet tekort skiet, skiet ek aan die hele wet tekort. So, om God te probeer dien onder die wet, is om heeltyd te val, om heeltyd tekort te skiet, om heeltyd dit nie te maak nie. Maar dan is daar ook 'n ander prentjie wat ons na kan kyk. En dit is die pa en seun wat saam op die stoep staan. Die pa sit sy arm om sy seun se skouer. Hy kyk na sy seun en hy is tevrede met sy seun. En hy sê vir sy seun, seun, dit is wat ek wil hê jy moet doen. Gaan geniet jou werk vandag. Ek is trots op jou. Nou hierdie tweede beeld kan ons help om te verstaan wat dit is om onder genade te leef. Groot indruk wat op my lewe gemaak is
'n lied van Louis Brits wat sê hy kyk na my en alles is goed, want hy sien my deur die bril van sy seun se bloed. En dit is wat genade is. Dit is dat Jesus staan in my plek, en omdat ek in Jesus glo, as God die Vader na my kyk, dan sien hy sy seun. Dan sien hy my as 'n seun van hom. En wat het God die Vader, toe Johannes die Doper Jesus gedoop het, vir hom gesê? Hy het gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Dis my geliefde seun, op wie ek trots is. Nou, dit is wat genade is. Soos ek die genade wat Jesus gebring het, my eie maak, en ek leef onder daai genade, dan kyk God na my, en alles is goed, want hy sien my deur die bril van sy seun se bloed. Want ek is in Christus by God die Vader. Ek staan nie daar voor hom op my eie werke nie. Dan skuif ek weer na die hek toe. Dan is ek onder die wet. Maar ek staan daar op die werke van Jesus Christus, dat hy volmaak was, en hy die hele wet vervul, en hy het gesterf sonder dat hy skuld gehad het. Daarom kon hy in my plek en elkeen van ons se plek aan die kruis sterf. En daarom kan ons in Christus wees, en daarom kan ons uit genade leef. So die wet is eie poging, skiet heeltyd tekort. Ek leef 'n lewe waar ek heeltyd misluk. Die genade is 'n lewe waar ek dit wat Jesus gedoen het my eie maak, en vanuit daai plek af lewe. Nou in Efesiërs 2 vers 8 lees ons, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n geskenk of 'n gawe van God. So, ons het in Johannes 1 gelees, Jesus sê die genade gebring aarde toe. En toe het hy die hele wet vervul, deur sonder om skuld te hê aan die kruis te sterf. En daarom sterf hy vir elkeen wat in hom glo se plek aan die kruis. Maar hoe kan ek nou God se kind word? Ek word dit deur geloof in Jesus Christus. En Petrus beskryf daai geloof baie mooi wanneer hy sy tweede brief afsluit met die woorde, Jesus Christus, my verlosser en my Here. So Jesus Christus, my verlosser, die een wat vir my aan die kruis gesterf het, en ek neem hom aan in geloof as my Here. Maar hy is nie net die een wat vir my gesterf het nie. Hy is nou ook een wat die Here is in my lewe, wie se wil moet geld in my lewe. Maar ons moet raak sien dat my redding is uit genade deur geloof. So nie een van ons verdien iets nie. Ek het een keer, as ek by 'n funksie en iemand wat baie jare lank 'n ouderling in 'n gemeente was, sê, as ek sterf, gaan God sien, ek het my bes probeer. En dit is, ek was totaal geskok, want dit is presies wat die Bybel ons nie leer nie. Ons bes probeer is die wet. Vat wat Jesus gedoen het en maak dit my eie, is die genade. So Jesus bring genade, en ons word uit genade gered, deurdat ons glo in Jesus. Ons glo in hom as ons redder of ons verlosser, maar ook as ons Here, die een wie se wil in ons lewens geld. Maar nou, nadat ek gered is, nou moet ek ook uit genade lewe. En dit is waar ons by disippelskap uitkom. Kom ons kyk wat sê Titus 2 vers 11 en 12.
Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. So die genade van God, waardeur mens gered kan word. En dan vers 12, dit, en dis nou die genade, voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te leef. So ons word uit genade gered, maar nadat ons gered is uit genade, dan spring ons nie bietjie weer terug na die wet toe. Nou gaan my eie werke, gaan ek vir God wys nie. Dan sê ek, Here, maak bly onder hierdie genade, want die werk van die Heilige Gees gaan saam met genade. En dan sê ek, Here, maar nou bly ek in hierdie verhouding met U, ek bly onder genade, en laat hierdie genade my as kind van God opvoed, en leer om te leef in hierdie teenswoordige, bose wêreld. So ons kom nooit weg van genade nie. Dis nie, genade was genoeg vir my redding, en dankie, van hier af vat ek het verder nie. Derek Prins vertel dat hy het een keer 'n baie groot funksie moes gaan praat, en hy het verdwaal, hy was laat, en toe hy moes praat, was hy nie daar nie, en dit was 'n verskriklike verleentheid. En hy sê wat gebeur het, is dat hy het gedink hy ken die paaie, maar hy ken dit toe nie, en hy bid, sê, Here, lei my, Here, help my, Here, lei my, asseblief, help my om daarby uit te kom, en hy sê, hy ry soos die Heilige Gees om lei, en toe op 'n sekere plek kom, toe sê hy, hier ken ek dit nou, hier is dit bekend, en hy sê vir die Here, dankie Here, ek sal dit van hier af vat, en toe laat die Here toe, dat hy so verdwaal, dat hy sy hele geleentheid waar hy moes bedien mis. En ons moet nie dit doen nie. Maar die vir die Here sê, Here, ek besef, ek kan net uit genade gered wees. Maar nou dat ek die kind is, dankie Here, ek sal dit van hier af vat. Nou gaan ek vir U wys. Nou gaan ek dade doen. Nou gaan ek opstaan, ek gaan bid, ek gaan die Bybel lees, ek gaan reg lewe. En wanneer ons dit doen uit eie krag, en wanneer ons dit doen om te dink, maar hierdie dade wat ek doen, gaan my plek verdien by God, dan mis ons dit heeltemal, dan soos Derek Prins daai keer, wat hy heeltemal verdwaal het, toe hy vir die Here sê, dankie Here, ek sal dit van hier af vat, want ons bly onder genade. Jesus bring genade, ons word gered uit genade deur geloof, en as ons klaar gered is, dan moet ons opgevoed word, dan moet ons lewe deur God se genade. En om dit maklik te maak, ons moet besef dat die wet is daai seun wat by die hek staan, en sy pa staan op die stoep, en hy probeer met alles in hom na die pa toe kom, en nooit kry hy dit reg nie, want ergens langs die pad mis hy iets. Die genade is om saam met die pa op die stoep te staan, en te besef, hierdie pa kyk na my, en hy is tevrede. Hierdie pa kyk na my met liefde. Hierdie pa kyk na my, en alles is goed, want hy sien my deur die bril van sy seun se bloed. En dan kan ons uitgaan, dan kan ons gaan lewe. Nou, ek hoor 'n ding dat die Jode het die meeste miljonêers van alle bevolkingsgroepe by verre. En een rede daarvoor is dat hulle familiebesighede opbou. Dat hulle besighede opbou wat die seun en die dogter word deel van die besigheid, bou saam op. As die pa aftree, neem die seun oor of die dogter oor, en dis 'n familiebesigheid. Maar wat gebeur in 'n familiebesigheid is dat
Jy vertrou jou seun, want jou seun tree in jou beste belang op. Maar 'n besigheid waar 'n vreemdeling vir jou kan werk, het altyd 'n risiko, of 'n baie groter risiko, dat hy net leer wat hy moet leer en dan sy eie ding begin. Hy net leer, net kontakte opbou, dan sy eie ding begin. Maar om vir die Here te werk is 'n familiebesigheid. En daarom sê die Here Jesus, dat as jy genade snap, dan sal jy baie meer doen vir die Here uit genade. Want jy doen dit uit liefde, jy doen dit uit dankbaarheid. En dit is waar disippelskap kom. Dat wanneer ons die Here volg en sy disippels wil wees, dan moet ons weet ons doen dit in 'n ruimte. En daai ruimte is die genade waarin ons leef. So die genade van God is die ruimte waarin ons hom kan volg. Daai ruimte van weet ek is aanvaar, van weet God het my lief, van weet ek is goed genoeg vir God. Want dit gaan nie om my werke nie, maar dit gaan om sy seun se werke. En nou kan ek vra, Heilige Gees, help my, lei my om te leef soos God wil hê ek moet leef. So, om genade te snap is, Jesus het die genade gebring. En dan ons word gered uit genade deur geloof in Jesus Christus. Maar dan as ek klaar gered is, dan moet ek leef uit genade. Dan moet ek besef dat ek sê nie vir die Here, dankie Here, ek sal dit nou van hier af self vat nie. Ek bly onder daai genade. Ek bly uit 'n verhouding waar ek weet God het my aanvaar, waar ek weet God is lief vir my, waar ek weet God is tevrede met my, want hy is tevrede met sy seun. En maak ek foute op my pad, soos ons almal sal doen, dan sit 'n kind wat 'n fout maak in die huis. Wie van ons wat nie ouers is nie, se kinders maak nie foute langs die pad nie. Almal van ons se kinders maak. Maar omdat dit jou kind is, het jy jou kind al klaar vergewe nog voor hy kom jammer sê. Ons is nie skielik vreemdelinge en nou verwerp God ons as ons 'n fout maak nie. Ons bly sy kinders en ons leef uit daai plek en daai plek se naam is genade. So ons begin volgende week met ons kampanje oor 'n 24/7 volgeling van Jesus. Maar voor ons dit doen, moet ons net bietjie besef, daar's 'n konteks. Ons moet disippelskap en om Jesus te volg in 'n sekere konteks verstaan. En daai konteks is die konteks van genade. Amen. Kom ons staan op, dan bid ons saam. Vader, hoe wonderlik dat u woord ons leer, ons kan tot u roep, Abba, Abba Vader. Want ons Here Jesus het die weg na u toe oopgemaak. Daarom kom ons na u toe uit u genade. Ek wil net so 'n oomblik hier stop. Ons het gelees in Efesiërs 2 vers 8. Daar staan ons is uit genade gered deur geloof. Dit is nie iets wat ons self, dit is 'n geskenk van God. Dit is nie iets wat ons self verdien het nie. Maar ek wil vanoggend vir elkeen wat hier staan die kans gee om net om reg te maak met die Here. As jy nog nooit Jesus as jou verlosser en Here aangeneem het nie, doen dit nou. Sê vir hom, Here, ek bely al my sondes. Ek erken dat ek sonder u 'n sondaar is en dat ek verlore is.
Maar Jesus, ek neem U aan as my verlosser en my Here in geloof. Dankie dat ek kindskap van God uit genade ontvang. Maak my vol met die Heilige Gees, dat ek uit U krag kan leef. Help my. Dankie vir U helper, die Heilige Gees. Here, dankie vir die ruimte waarin ons kan leef as ons die kinders is. En dis die ruimte van genade. En in daai ruimte is daar nie veroordeling nie. In daai ruimte as ons 'n fout maak, dan sê ons jammer vir U en ons gaan aan. Here, ek bid vir elkeen van ons dat U deur die werk van die Heilige Gees vir ons genade sal help snap. Vir ons sal help om te besef dat ons onder genade leef, dat ons in die genade tyd is. En help ons om te besef, Here, dat ons net U volgelinge kan wees, dat ons net U disippels kan wees, wanneer ons in 'n genadeverhouding met U staan. Here, elkeen van ons klim nou, tree nou in daai genade in. Net daar waar jy voor die Here staan, sê vir hom, Here, ek tree in die genade in. Sê vir die Here, Here, ek wil onder U genade leef. Vra vir die Here, Here, openbaar U genade aan my. Bely voor die Here, sê Here, ek het gedink, ek kan U tevrede stel deur my eie werke. Paulus skryf vir die gemeente in Galasiërs, o julle dwaase Galasiërs, julle wat in genade begin het, wil nou nie wet klaarmaak. Hoe dwaas is julle? Here, nie een van ons wil so wees nie. Ons wil genade begin en in genade leef en in genade klaarmaak. Here, dankie dat genade 'n verhouding is waarin ons met U staan. Genade is 'n liefdesverhouding. Genade is om meer vir U te doen as wat die wet vra, want ons behoort aan U. Here, seën ons elkeen op hierdie reis. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons, as almal net so 'n oombliekie kan staan, ons bid nou vir almal wat gebed nodig het, kan vorentoe kom vir gebed. En die volgende deel van ons diens breek nou aan, en ons noem dit die gemeenskap van die gelowiges, so ons saam eet, waar ons saam drink, waar ons kuier en in mekaar belangstel. Ek wil vanoggend vir julle seën met die woorde van 2 Korintiërs 13 vers 13, waar staan: mag die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.